Goeienaand julle en baie welkom by hierdie Bybelstudie ook. So vir die volgende paar sessies gaan ons bietjie werk deur die boek van Kolossense. So ek hoop julle geniet dit. Ek wil net vir ons 'n paar verse lees. Kolossense hoofstuk 1 vers 2. Dan skryf Paulus, dan sê hy is 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. En hy is saam met sy broer Timotheus en aan almal wat in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus, genade en vrede vir julle van God, ons Vader. Nou hierdie is 'n baie kort boek of is eerder 'n brief wat Paulus aan die gemeente skryf in Kolosse. En die groot tema in hierdie brief wat hy skryf is eerstens die oppergesag van Jesus Christus, dat dit wat Jesus Christus wie hy is dat hy die seun van God is, dat hy meer is as 'n profeet, dat hy meer is as 'n priester, dat hy alles is wat God wil hê ons moet in 'n verlosser vind, is dit wat ons kry in Jesus Christus. Die ander gedeelte, die ander belangrike ding is dat Jesus is genoeg. Dit wat Jesus Christus gedoen het vir ons is genoeg. En die derde punt is dat Jesus sentraal staan in ons verhouding wat ons het met die Here. In ons verhouding wat ons het met God is Jesus die een wat sentraal is. Deur hom beweeg ons na God toe, deur hom beweeg ons deur hierdie lewe waardeur ons gaan op hierdie oomblik. Deur hom het ons beweeg deur ons verlede en ons beweeg ook deur Jesus Christus na die lewe wat God vir ons daar gestel het. So Paulus skryf dit vir 'n baie spesifieke groep mense en hy skryf dit aan die gemeente in Kolosse wat 'n baie belangrike deel is of 'n dorp is in die Nuwe Testament, maar nie net skryf hy dit vir 'n spesifieke klomp mense nie, hy skryf dit ook vanuit 'n tronk om te sê en daardeur kan ons eintlik sê dat maak nie saak waardeur ons gaan op hierdie stadium in ons lewe nie, maak nie saak wat die omstandighede is in ons lewe nie, is dat God is steeds besig om te werk in elkeen van ons se lewe. Dit maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie, jou verlede bepaal nie jou toekoms nie, dit maak nie saak waardeur jy huidiglik deur beweeg nie, daar is niks wat 'n beperking kan plaas op dit wat God in jou lewe wil doen nie. Wanneer ons hierdie boek lees, dan moet ons verstaan dat hierdie is die geïnspireerde woord van God. Dit is 'n woord waardeur ons leer wie God is. Dit is 'n woord waardeur God ons beweeg om in 'n verbeterde verhouding ook te kan wees met hom. En dan wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan nie net is hy in 'n tronk nie, maar hy is ook vasgebind en hy besef dat die kettinge wat hom vashou en die mure wat rondom hom is, kan geensins beperk dit wat God in sy lewe wil doen nie. Ons gaan praat oor vryheid. Vryheid in die feit dat God ons beweeg, dat hy ons neem deur Jesus Christus vanuit 'n koninkryk van duisternis, 'n ryk van duisternis, en dat hy ons deur Jesus Christus bring na 'n koninkryk van lig, op 'n plek waar ons vryspraak kan ervaar, op 'n plek waar ons genade kan ervaar, op 'n plek waar ons vergifnis kan ervaar as gevolg van dit wat Jesus Christus gedoen het. Dat jy sal besef, soos wat ons deur Kolossense beweeg, dat maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, is dat God het 'n doel met jou lewe en dat jou omstandighede bepaal nie daardie doel nie. Dit belemmer nie enigsins dat God kan werk in jou omstandighede. En dat dit wat in die verlede gebeur het, is dit wat in die verlede bly, en dat God deur die werk van Jesus Christus iets anders in ons lewe kan doen. Dat ons omstandighede nie 'n bepalende faktor is of God kan werk nie, dat God almagtig is en dat hy ook deur die werk van Jesus Christus vir ons alles kan gee, dit wat hy graag wil doen, en dat hy ook deur ons lewe sy doel in ons lewe sal bereik. Maar voordat ons dieper ingaan in Kolossense, moet ons dalk net so 'n treetjie terugneem en net weer eens vir onsself sê,
dat hierdie woord wat ons lees, is die woord van God. 1 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons, dat die woord is geïnspireer deur die Gees van God. Hierdie is nie net ink wat ons het op 'n paar bladsye nie. Hierdie is nie maar net 'n gewone boek nie. Hierdie is, die Engels praat van God breathed. Met ander woorde, dit is eintlik die asem, dit is die wese van wie God is, wat ons in hierdie bladsye vind, van hierdie boek. So dit is meer as net 'n boek. Hierdie brief, wat Paulus aan die Kolossense skryf, is meer as maar net 'n brief wat hy vir 'n vriend skryf. Dit is die woorde van God wat hy aan hierdie gemeente wil tuisbring. En dan die tweede ding wat ons moet ook verstaan is dat, wat is die doel van dit alles? En julle sal weet dat ek altyd sê dat die goed wat belangrik is dat mens moet altyd vra, hoekom is iets geskryf? Is hierdie maar net 'n brief om iemand in te lig, om te vra hoe dit met mense gaan? Of is daar 'n dieper betekenis? Wil ek vir jou iets belangriks deel in hierdie brief? Dat die rede hoekom dit geskryf het, is belangrik. Aan wie dit geskryf is belangrik. So die omstandighede en die rede hoekom Paulus hierdie brief geskryf het, is baie belangrik. En in daardie gemeente van Kolosse, was daar mense wat in die gemeente ingekom het, en 'n ander tipe leer probeer verkondig het. Dat hulle probeer sê dat daar is verkeerde leerstellings, wat begin posvat het, in hierdie gemeente. En deur hierdie brief, wat Paulus aan Kolosse skryf, aan hierdie gemeente skryf, wil hy hierdie ding kom regstel, en hy wil hulle bring weer terug na dit wat belangrik is, dat Jesus Christus is genoeg, dat Jesus Christus het 'n oppergesag, hy is ons Here, hy is ons koning, dit is wie hy is in elkeen van ons lewe. En dan ook om te sê dat Jesus Christus staan sentraal, hy is sentraal in alles wat gemaak is, dat die woord van God sê vir ons, dat alles wat ons sien, alles wat rondom ons gebeur, alles wat ons kan ervaar, is geskep deur en vir Jesus Christus. En nie net is hy sentraal in die skepping nie, maar hy is ook sentraal in elkeen van ons lewe. Dat dit wie hy is genoeg. Hy is die begin en die einde van alles. Hy is die begin en die einde van ons lewens. Hy is die manier hoe ons by God kan uitkom. En wanneer ons kyk na hierdie eerste gedeelte, ons behandel in hierdie eerste Bybelstudie behandel ons vers 1 tot en met vers 14. En wanneer ons daardie gedeelte lees in Kolossense 1 vers 3 van vers 13 tot 14, dan sê hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes, dat alles wat ons nodig het om in die regte verhouding met God te kan wees, kry ons in dit wat Jesus Christus gedoen het. Paulus skryf aan hierdie gemeente en dan sê hy vir hulle, ek is dankbaar vir die geloof wat julle het. Ek is dankbaar dat die Gees van God in julle lewens ingekom het en dat hy julle lewens verander het. Maar nou moet ons ook verstaan dat hy ons nie net ons lewens verander het nie, hy het ons gered van 'n koninkryk van duisternis en hy het ons gebring na 'n koninkryk van lig. Ons lewe nie meer langer in duisternis nie. Ons lewe nie meer langer in die dood wat sonde in ons lewe bring nie. Ons is vergewe, ons is vrygemaak, ons is nuut gemaak deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Ons lees dit in die geïnspireerde woord van God, die asem, die wese van God. Ons lees van die karakter van God. Alles wat ons in hierdie boek vind, vertel ons presies van wie God is. En dan lees ons ook dat hy waarsku dat daar mense gekom het
om ander goeders by te voeg. Hy het gesê dat daar mense gekom het om hierdie gelowiges te probeer oortuig en vir hulle te kan sê, maar dit wat julle leer, of dit wat julle nou geleer het, is nie genoeg nie. Daar's iets wat julle moet leer wat moet bykom. Daar's meer goed wat bygevoeg moet word tot die evangelie om regtig waar God te verstaan. Dis half asof hulle gesê het, maar weet jy wat, daar's hierdie geheimenis, dis 'n tipe van 'n geheime organisasie, kan jy amper sê. Dat as jy nie hierdie kennis het nie, dan kan jy nie regtig verstaan wie God is en wie Christus in jou lewe is nie. So, die enigste manier hoe jy dit kan wees, is dat wanneer jy hierdie kennis ontvang, hierdie openbaring ontvang, dat jy deel is van hierdie organisasie, hierdie geheimenis, dan sal jy regtig waar kan ervaar wie God in jou lewe is. Dan sal jy God beter kan verstaan. Dat dit wat Jesus Christus gedoen het, dat dit nie genoeg is nie. En Paulus wil kom en hy wil dit benadruk en hy kom sê, daar is niks meer wat ons kan byvoeg nie. Alles wat Jesus Christus vir ons gedoen het, is genoeg. Daar is niks wat ons kan doen om ons uit die duisternis te vat na die lig nie. God red ons uit die duisternis en hy bring ons na die lig deur dit wat Jesus Christus vir elkeen van ons gedoen het. Daar is niks wat ek en jy kan doen om ons deel te maak van die koninkryk van God nie. Daar is niks wat ek en jy in ons lewens kan verander, dat ons deel kan wees van die koninkryk van God nie. Die enigste manier hoe ons deel word hiervan, is deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Dat hy ons beweeg van dood na lewe, dat hy vir ons vrymaak van vernietiging, dat hy 'n nuwe lewe in ons bring, 'n lewe van hoop, 'n lewe van liefde, 'n lewe van verlossing, 'n lewe waarin ons ook die ewige lewe en dit wat God vir ons voorberei het, ook kan ervaar. Hoe kry ons vergifnis? Ons kry vergifnis slegs deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Hoe word ons deel van die koninkryk van God? Slegs deur die afgehandelde werk van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Christus, hy is die weg, hy is die een wat ons die pad wys, hy is die een wat die verhouding herstel het, hy is die een wat ons sondes vergewe het, hy is die een wat ons skuld betaal het. Daar is niks wat ek en jy meer hoef te doen as om te aanvaar dat dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, sentraal is nie. En dan in vers 9 en in vers 12 van Kolossense hoofstuk 1, dan skryf hy sê daarom, van daardie dag af, van die dag af wat ons gehoor het, van wat in julle lewens gebeur het, van hoe God julle lewens verander het, bid ons vir julle. Ons vra dat God deur sy wysheid en sy insig, dat hy dit vir julle, dat julle hom duidelik sal leer ken. Met ander woorde, ons kry die kennis wat ons het, kry ons deur dit wat ons lees in die woord van God. En dan skryf hy sê, sodat julle tot eer van God sal kan lewe, deur net te doen wat hy verwag, dat ons 'n lewe van dankbaarheid sal hê, dat ons sal lewe soos wat God wil hê ons moet lewe, en dat die vrug van die goeie werk in ons lewe sal toeneem, en dat ons sal toeneem in die kennis van God, dat ons God beter sal verstaan. En dit is hoekom ons hierdie brief behandel, sodat ons beter kan verstaan van wie Christus is, wie God is, en waar ons 'n plek het in die koninkryk van God. En dan sê hy in vers 11, mag God deur sy wonderbare krag aan julle die sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Moenie wegwyk van die woord van God nie. Bly dit by dit wat God vir ons geleer het, dat ons sal vas staan in oomblikke wanneer daar magte kom van buitekant af om ons weg te trek van dit wat Jesus Christus gedoen het, dat ons sal volhard en dat ons sal bly by die woord van God. En dan in vers 12, met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het, dat ons 'n lewe van dankbaarheid sal lei, dat hy vir ons 'n erfenis gegee het, dat ons nie meer in die koninkryk van die duisternis is nie, maar dat ons in die koninkryk van die lig is. En dit is alles deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Daar is niks anders wat jy nodig het, daar is geen geheime kennis, daar is niks anders wat jy hoef by te voeg by hierdie woord van God nie. Dit is, Paulus wil vir ons kom sê, hy wil vir ons kom sê dat ons moet verstaan dat daar 'n oppermag is, en dit is Jesus Christus. Dat hy hoof is van alles,
dat hy sentraal staan, dat alles deur hom geskep is, dat my en jou lewe, dat hy sentraal staan in elkeen van ons lewe. En dan wil hy vir ons sê, dat Christus is genoeg. Hy is genoeg. Alles wat jy nodig het om by God uit te kom, vind ons in Jesus Christus. Alles wat jy nodig het om verlos te word, om vergewe te word, om 'n nuwe mens te word, het Christus reeds vir jou gedoen. Hy is die een wat ons verander, en hy is die een wat vir ons 'n nuwe identiteit gee. Blessings. Sien mekaar weer.